Goeienaand. Ek is baie bly dat jy vandag vir 'n oomblik saam met ons kyk. Want vandag is 'n baie spesiale dag in die kerk se kalender. Dit is vandag Hemelvaart, waar Jesus ook vir ons gegaan het om uiteindelik vir ons plek gereed te maak by sy Vader. Vir ons is dit nie 'n hartseer tot ziensdag eintlik nie. Nee, dit is eintlik 'n vreugdevolle begin, waarvan ons saam lees in Handelinge 1 vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal 'n krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stil na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover ons skriflesing. Dit was 40 dae na Paasondag, en Jesus het vir sy vriende, sy disippels, al daardie dae lank gewys dat hy leef. Hy het saam met hulle gepraat, hy het saam met hulle geëet, hy het hulle geleer van God se koninkryk. En een oggend roep Jesus hulle saam. Hy neem hulle op na 'n heuwel buite Jerusalem, na 'n plek genaamd die Olyfberg. En 'n mens kan amper sien dat sy vriende, sy disippels saam met hulle stap. En ek dink Jesus het hulle vasgehou of saam met hulle gelag, want hy het hulle ongelooflik baie lief gehad. En Jesus sê toe vir hulle, ek gaan binnekort terug na my Vader toe. Maar julle hoef nie bang te wees nie, want julle sal nie alleen wees nie. Want ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur en hy sal dan by julle kan wees. Die Heilige Gees, Pinkster, wat
dae gaan vier. Maar kom ons dink vir 'n oomblik. Moes jy dalk al iemand in jou lewe tot sien sê? Dalk by die skool, dalk 'n ouma of 'n oupa? Tot sien sê is nie altyd maklik nie. Dink vir 'n oomblik. Hoe sou jy gevoel het as jy Jesus daar sien staan en dan dat hy opvaar in die lig in? Sou jy bang gewees het? Sou jy dalk verbaas gewees het? Sou jy dalk bly gewees het? Jesus kyk egter na die disippels met liefde in sy oë. Dan begin hy op te styg, hoër en hoër totdat 'n wolk hom weggeneem het. En hulle staan daar. Miskien met hulle monde oop van verbasing. Miskien kyk hulle op. Hulle wil hom nog sien. En toe verskyn daar 2 engele. En hierdie engele sê, Galileërs, hoekom kyk julle so na die hemel? Jesus wat nou opgevaar het, sal net so weer kom. Maar wat belangrik is ook, is dat ons die opdrag moet hoor voor Jesus opgegaan het. Hy sê vir hulle, vir sy disippels, julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in die uithoeke van die aarde. Wat beteken dit? 'n getuie is iemand wat vertel dat van dit wat hulle gesien het, dit wat hulle ervaar het. En so sê Jesus vir die disippels en eintlik ook vir ons, gaan vertel vir mense van my liefde, van my krag, van die hoop. En ons met Jesus se voete en hande word. Want Jesus beloof vir ons dat ons deur die Heilige Gees die krag sal hê om getuies te wees. Op Hemelvaart moet ons juis dink oor wat dit vir ons vandag beteken. En gesels dalk vir 'n oomblik saam in jou gesin. Hoe kan ons getuies wees van Jesus by die huis of by die skool? Hoe kan ons die hande en die voete van Jesus word? Jy kan vir iemand wat hartseer is, troos. Ons kan mekaar herinner dat Jesus lief is vir ons. Ons kan bid vir mekaar, want is alles deel van 'n getuienis. Kom ons sit so, en dan bid ons saam met mekaar. Liewe Heer, dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons gee om te herinner dat Hemelvaart 'n belangrike dag in ons lewe is, waar U ook opgevaar het om vir ons plek gereed te maak. Maar help ons asseblief om getuies te wees, U hande en U voete van U liefde, U genade, U krag en U hoop. Dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons opkyk, ons weet dat U ook altyd daar is vir ons. Amen. My gebed vir jou is dat Hemelvaart nie net 'n totsiensgeleentheid word nie, maar 'n geleentheid om te getuig van hoe groot God se liefde by jou is. Wees jy hierdie week die hande en die voete vir Jesus vir iemand anders.